So vriende, iewers in hierdie auditorium, en ek gaan nie sê spesifiek waar nie, is daar 'n skakelaar wat die krag toevoer na al die klank en beligting beheer. En so gebeur dit op 'n Sondagoggend dat die predikant se seun, nog 'n jong voorskool kleuter, kruip hier tussen die banke rond. En hy verken die matte en hy verken die trappies waar daar trappies is. En hy kom af op hierdie skakelaar. En so op daardie Sondagoggend word die gesegde waar: with great power comes great responsibility. 'n Responsibility wat 'n 2-jarige seun nie eintlik kan behartig nie. Dis te groot vir hom. Maar dit stel vir my die vraag, as ek dink aan 'n jong gelowige met die volwasse lewe voor hulle. En vir elkeen van ons ook, wat op hierdie stadium in jou lewe dalk terugdink aan waar jy vandaan kom en waarheen jy gaan. Te midde van al die uitdagings, die siektes, die beroepsskuiwe, die uitdagings wat jy tot dusver moes deurgaan. Hoe het jy jou lewe toegewy en aan wie? Want Paulus het 'n paar gedagtes daaroor wat hy met die Tessalonisense deel. Hulle is 'n jong gemeente, hy het tydens sy tweede sendingreis daar gaan besoek aflê. En hy wil hulle bemoedig. Kort nadat Paulus daar bedien het, kom maar moeilikheid en Paulus moet vertrek. En hy raak bekommerd en besorg oor hierdie jong gemeente, wat nog nie heeltemal op hulle eie bene kan staan nie. En hy wil hulle bemoedig, en daarom skryf hy 2 briewe, kort op mekaar, vanuit Korinthe, waar hy in daardie tyd bedien. So die eerste brief van die Tessalonisense word ontvang deur hierdie jong voormalige Jode, wat hulle tot Jesus Christus bekeer het. En Paulus wil hulle aanmoedig, aanspoor en sê, wy jou lewe volkome aan God. En ek nooi jou om saam met my vanoggend te gaan kyk, kom ons hoor, wat is die aansporing vir elkeen van ons sy geloofslewe. In Tessalonisense 4, en ek lees vanuit die 2020 vertaling. Verder dan, broers en susters, vra ons julle en spoor ons julle ter wille van die Here Jesus aan. Julle is deur ons onderrig oor hoe julle moet leef om God te behaag. Julle leef inderdaad reeds hier volgens, maar julle moet nog al hoe meer so leef. Paulus praat met hulle asof hulle sy kinders is, en hulle is sy kinders in die geloof. Onder sy en Timoteus en Silvanus se bediening het hulle tot bekering gekom. Maar soos wat hy besorg raak oor hulle, wil hy hulle geloof aanvul. En hy sê vir hulle, julle weet reeds al hierdie dinge wat ons vir julle voorgedra het. Leef dan nog meer volgens dit. Want julle weet tog watter voorskrifte ons vir julle gegee het deur die Here Jesus Christus. Want dit is God se wil dat julle heilig moet leef. Vir Paulus en vir Jesus gaan dit oor hulle heiligheid. En dit klink dalk angswekkend of oorweldigend om hierdie geloofsprong te moet neem. En ek dink aan die beeld van 'n kraansduiker wat daar op 'n rots hoog bo die seewater staan. Dalk knieë wat bewe die eerste paar kere wat hulle so 'n sprong probeer. Maar op die punt wat ons hierdie kraansduiker sien, so in die middel van die lug waar sy hang, is dit 'n teken daarvan sy het reeds die sprong geneem. Sy het reeds die geloofsprong geneem dat die gravitasiekrag haar sal trek nader aan die water. En dat wanneer sy die water ontmoet, dit haar sal ontvang en nie sal verpletter nie. Dat as sy haar vorm hou en die water reg tref, sal sy ontvang word en sy sal dan 'n sagte landing hê. En vir ons as gelowiges is dit vir my 'n sprekende voorbeeld. Ons wat reeds die sprong van geloof geneem het en ons lewe aan God oorgegee het. En ten spyte van al die kragte wat op ons inwerk, vertrou ons dat hy ons ontvang. Al die kragte wat op daardie kraansduiker inwerk, van gravitasiekrag tot windweerstand, tot die water se oppervlak. Elkeen van daardie kragte werk in op haar net soos wat die omstandighede van ons lewe op ons inwerk. Dalk voel dit soms asof die wind teen jou is, die windweerstand van die lewe, in jou werk of in jou gesondheid. Of daar kom dalk 'n slag in jou lewe, 'n oomblik wat jy voel, hier tref ek nou 'n klipharde
oppervlak, soos 'n bellyflap, wat 'n swemmer wat nie 100% reg in die water ingeduik het nie. Vir ons as gelowiges is hierdie 'n beeld van die geloofsprong wat ons geneem het. En daarom neem ek bemoediging uit dit wat Paulus met ons deel. En hy gee vir ons 3 dinge. Aansporing, hy sê iets oor ons plig, en hy sê iets oor die perspektief wat ons moet handhaaf. En hierdie 3 temas herhaal so in die teks wat ons vanoggend lees. Die aansporing wat ons vind in hierdie teks is dat ons reeds het wat nodig is. Ons het reeds daardie geskenk ontvang. Julle het dit. Gaan leef nou daarvolgens. En dit is waar ons plig inkom. Dit wat ons ontvang het, hierdie lewe as geskenk, moet ons gaan uitleef. Dis ons verantwoordelikheid. So Paulus in die Message vertaling praat hulle van, we urge you. Dis 'n sterker as net 'n gewone versoek. Dis 'n aandrang, dis 'n aansporing wat hy vir hulle gee. En dan as hy sê, lê julle nog meer daarop toe, dan sê die Amplified, excel even more. Tot in die uiterste. Die Message vertaal dit so, this is not a religious plot, as if jy nou sê, ag, ek gaan nou maar die lewe leef as 'n Christen, dit is so vervelig. Dis 'n spirited dance, noem die Message vertaling dit. A living spirited dance. Daar lê julle nog meer daarop toe. Dit spreek vir ons van toewyding. En hierdie tema van aansporing, plig en perspektief word voortgesit. As hy sê, julle weet tog, julle het dit. Hierdie voorskrifte, neem dit vir jou as plig. Maar hou perspektief dat dit nie absoluut net op jou krag staat maak nie. Dit is God se krag wat in jou leef. En dit is hy wat wil hê dat jy heilig moet leef. En die groot bemoediging in hierdie opsig lê dan daarin dat Jesus hiervoor gebid het. As jy terugblaai na Johannes 17, Jesus se gebed vir sy disippels en vir my en vir jou, is dat ons bemoediging neem hieruit. God se heiligheid wat hy aan ons gee. Hy sê, jy is in hierdie wêreld, maar nie van die wêreld nie. En in hierdie wêreld bid Jesus vir ons en hy sê, ek bid nie dat u julle, Vader, uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat u julle van die bose sal bewaar. Want hulle behoort nie aan hierdie wêreld nie. Net soos ek, Jesus, nie van hierdie wêreld is nie. Daarom bid ek ook, Here, Vader, dat u julle sal heilig deur die waarheid. U woorde is die waarheid. En dit word aan elkeen van ons opgedra. Dis ons plig om te gaan uitvind, te gaan naspoor elke dag, te gaan vra, Here, wat is vandag u wil vir my? Lei my daarin, sodat ek volgens u wil heilig kan leef. Jesus praat ook verder met sy Vader oor ons gestuurdheid. Want net soos Jesus in die wêreld ingestuur is, stuur hy ons om sy liefde te leef. Jesus kom ook in 'n sekere opsigte sy eie plig na om homself te heilig, sodat ons daardeur geheilig kan word. Weerens hierdie heiligheid, hierdie krag kom nie van ons nie, maar van God. En dit bring ons terug by wat Paulus aan die Tessalonisense sê. Julle weet wat nodig is. You've got this. Julle weet wat word van julle verwag om God te behaag. Nou is dit God se wil dat julle daarvolgens leef, toegewy en afgesonder vir hom. Lewe sodat Jesus glimlag oor jou. En dan kom Paulus met 'n mond vol, nadat hy hierdie bemoediging en aansporing gegee het, gaan pak hy uit van vers 3 in hoofstuk 4 tot amper aan die einde van hoofstuk 5, gaan pak hy 9 aanvullings uit tot hulle geloof. Hy sê, eer mekaar in julle liggame, moenie losbandig en onsedelik lewe nie, maar eerbiedig mekaar en wees lief vir mekaar. Laat dit julle kenmerk wees. En terwyl julle dit doen, werk rustig voort. Neem dit as jou motivering dat Jesus jou Here is en daarvoor werk jy. Jy werk nie vir 'n graad nie, jy werk nie vir 'n salaris alleen nie. Jy werk omdat Jesus Christus jou 'n roeping gee. Paulus praat ook oor die toekoms. As hy sê, oor na die dood is daar vir jou hoop. Moenie daaraan laat gaan nie, maar hou vas aan jou hoop op die lewe na die dood en dat Jesus weer kom. Paulus praat ook in daardie hoofstukke van 'n respek vir leiers. Respekteer en eerbiedig die gesag wat oor jou aangestel is.
En op 'n laaste vlak sê hy sorg vir mekaar. Vanuit julle liefde vir mekaar gee om met deernis en maak seker dat almal genoeg het. Leef ook met 'n gees van dankbaarheid en blydskap. Bid gedurig. En luister met onderskeiding sodat jy vals nuus en dwaalleer kan onderskei van dit wat regtig waar is. So as ons hierdie aansporing en plig en perspektief neem vir onsself, bring dit ons tot die besef dat ja, hierdie 9 is 'n mond vol. Maar op die einde van die dag, jy is die belangrikste app, as ons nou kan praat oor die tegnologie. Want die Engels werk vir my lekker. Apply yourself. In 'n wêreld waar apps omtrent ons lewe rig, alles van jou yskas tot jou motor en jou selfoon, werk alles volgens 'n app wat jy installeer het. Die verskil tussen 'n app en 'n program is in daardie opsig dat 'n program is wat die stelsel aan die gang hou, of dit nou in die agtergrond of op die voorgrond werk. 'n Program maak seker dat die proses in die rekenaar bly aan die gang. Maar wat 'n app uniek maak is dat dit uitsluitlik ontwikkel is vir die eindgebruiker. Hulle praat van user interface met sekere klomp features. So as Paulus in 'n sekere opsig kom sê, jy is die belangrikste app. Wy jouself dan aan hierdie lewe wat Jesus vir jou roep. Apply yourself. Sê hy, bring dit wat God vir jou gegee het tot 'n sinvolle voltooiing. Maak klaar wat God vir jou hier op aarde gegee het. Moenie net gaan stil van sê, ek gaan nou maar net die lewe klaar leef nie. Want jy het iets uniek in jou wat die Here daar geplant het. Aan die een kant, ja, ons draak almal kennis van kunsmatige intelligensie en apps en tegnologie. Maar op die einde van die dag is daar een wat dit oortref. En dis daardie menslike wil wat God in jou geplant het. Want ja, 'n robot sou vir jou ontbyt kon voorberei. Maar daar is iets daaraan as 'n kind vir hulle self leer hoe om iets sinvol te doen, hoe om ontbyt te maak. 'n Robot kan vir jou ontbyt voorberei, maar dit ontneem jou van die vreugde om jou kook en geniet te blaai en 'n resep te soek en dit te gaan uitvoer as jy al die bestanddele het. So intelligensie en kunsmatige intelligensie spesifiek is miskien die eerste vlak wat ons in hierdie wêreld kan benut. Maar daar is 'n belangrike vlak bo dit. En dit is ons menslike wil. Maar bo dit alles troon God se wysheid. Die oorgawe aan sy wil om te gaan leef volgens dit wat hy vir ons beplan. Die koers wat hy vir jou gegee het te volg. Nou mag dit oorweldigend klink. Ek moet nou volgens Jesus se wil leef. En hoe weet ek wat dit is? Watter loopbaan moet ek kies? Watter studiekursus? Maar hierin lê die bemoediging vir my en vir jou. In Tessalonisense 5 sluit af met hierdie verse. Mag God self, die God van vrede, julle in elke opsig heilig maak. En mag julle volledig na gees, siel en liggaam vlekkeloos bewaar word tot ons Here Jesus Christus kom. Dit herinner ons aan wat Jesus gebid het in Johannes 17, dat God ons van die bose bewaar, dat ons vlekkeloos bewaar sal word tot op die dag wat Here Jesus ons kom haal. Dit is hierdie God wat dit vir ons gee as 'n geskenk. Paulus beamoed dit, hy benadruk dit. God wat julle roep is getrou en hy sal dit doen. Die Amplified sê, he who calls you will fulfill his calling. So jy wat nog 60 of 80 of 10 of 20 jaar op hierdie aarde oor het, hou vas hieraan. Die Here Jesus Christus roep jou en hy sal dit tot vervulling bring. Ontvang dit as 'n geskenk en gaan leef dit uit. Ek is bevoorreg om 'n lewende getuie hiervan te ken. Ek wil graag vir Franco vorentoe nooi om met ons 2 eienskappe of 2 episodes van so 'n verhaal te kom deel. Hoe God hom lei, sies jy dit. Hoe God hom rig. Franco, jy het jouself vanoggend bekend gestel as 'n voornemende sending. Eintlik is ons almal gestuurdes. En ek wil vir jou 2 vrae, sommer net dat jy bietjie ons vertel daarvan.
Jy het nie nou gebedsversoeke gepraat oor jou toewyding, jou commitment, dat jou fokus behoue bly. En jy het 'n aangrypende verhaal daarvan, van hoe die Here jou gelei het, om jou fokus en jou commitment te behou. Ja, sê. So, ja, dit was nogal 'n journey geweest. Vir bietjie konteks, agtergrond, dat julle verstaan wat gebeur het. Ek het natuurlik op die sendingveld groot geword, met my ouers wat sending is in Mosambiek. Ek het gesien hoe dit werk, ek het gesien wat dit behels. En ek het besluit, dit is nie vir my nie, hoor. Dit is baie ongemaklik, dit is moeilik, dit lyk nie lekker nie. Maar ek het nog steeds die nood vir die boodskap onder die onbereiktes gesien. Ek het gesien die absolute nood wat mense het vir Jesus. En ek wil nog steeds betrokke wees. So ek het besluit, ek gaan besigheid begin, ek gaan 'n klomp geld maak, ek gaan sendlinge ondersteun. Dit gaan my betrokkenheid, dit gaan my bydra wees. Maar ja, en so het die lewe toe aangegaan, ek het skool klaar gemaak, werk gekry ensovoorts. Al die pad sê ek wil my lewe committed aan die Here lewe, toegewy aan hom. Ek wil alles wat ek doen mik om hom te dien. En hierdie manier wat ek besluit het. Toe die Here verlede jaar my die kans gegee het om Bybelskool toe gegaan, is ek baie opgewonde, ek het gegaan en baie geleer. En die Here het baie vroeg in die jaar aan my begin challenge. Hy het gesê, Franco, hy het nou nie met 'n audible stem met my gepraat, maar julle weet wat ek bedoel. Hy het gesê, Franco, wat beteken commitment vir jou? Jy sê, jy wil aan my committed wees, jy wil sê, jy wil lewe van commitment lewe, maar waar begin en eindig hierdie commitment? Eindig die commitment net waar dit ongemaklik raak? So, wat sou gebeur, as ek jou vra om 'n sending te wees? Is dit waar die commitment stop? En het is vir my 'n paar maande geneem om saam met hom hierdeur te werk, en te kom by 'n plek waar ek tot die gevolgtrekking gekom het, wat ek besluit, nee, vir my, het commitment nie waarde as dit nie ten volle is nie. Ek kan nie sê ek is toegewy as ek nie sal gaan tot waar hy vra nie. As julle hoor wat ek sê. En toe ek vrede gemaak het daarmee en gesê, Here, wat ook al het is wat u wil ek moet doen, as u vra dat ek sendingveld toe gaan, is dit reg, ek sal dit doen. Nog steeds baie happy nie, maar daarvan af het die Here my hart begin verander. Nadat ek daar besluit geneem het hy my hart oor die volgende paar maande in die Bybelskool, het hy my hart verander, het ek al hoe meer opgewonde en mentally betrokke is by die sending, tot ek op 'n plek gekom het, waar ek nou genuine baie opgewonde is, en baie keen is, om 'n sending te wees, en dis wat ek voel uit my roep om te doen. So ja, dis half daai journey van commitment by my gewees. Wat vir my aangryp is jou woorde, dat die Here het jou hart verander, om vir jou vrede te bring, oor hierdie gebedsversoek eintlik, en dit is 'n versoek wat jou lewenskoers bepaal. Wat my ook opgeval het, is die manier hoe jy sê, die Here het jou voorsien in die tyd van jou Bybelskool. Vertel ons 'n bietjie daarvan. Ja, dit was nogal opwindend geweest om te sien, en reg voorreg om deel van te wees. So, ek het gewerk as 'n onderwyser, voordat ek Bybelskool toe gegaan het, en ek het natuurlik my geldjies gespaar, met die idee dat ek 'n besigheid gaan begin. En toe die Here toe geleentheid oopmaak vir Bybelskool, het ek gesê, as dit die Here se wil is vir my, dan gaan die visas uitwerk, daar gaan geld wees vir pleinkaartjies, en dan gaan ek gaan. As ek net daar vir 'n deel van die jaar, sal vir my 100% worth it wees. Want ek wil so graag net kan tyd spandeer, dat ek net in die woord fokus. Net op die Here fokus. En toe het hy het voorsien, en ek het gegaan met omtrent 4 maande se tuisie in spaargeld. En dit is 'n jaarkursus geweest. Dit is in Engeland vir konteks. Toe daag ek daaraan, en ek het gedink, toe het nou hier aan die einde van die 4 maande kom, dit is wonderlik geweest. Die Here het my nou hier. As hy my hier wil aanhou, dan sal hy daarvoor voorsien. En toe het hy, daar het toe 'n vriendin van my ma in Suid-Afrika gesê, haar seun wil ook gaan. En toe sê sy, ek is klaar daar, toe sê sy, ek sal vir jou vir 'n maand betaal. Dus daar 5 maande. En toe daarna het iemand wat my ouers geken het, toe hulle in 2004 by Einste Bybelskool was, gehoor dat ek daar was. En toe het sy ook vir my vir nog 'n maand betaal. Dus ek vir 6 maande daar. En toe die einde van die 6 maande naby kom,
Toe het iemand wat ek nou vriende van gemaak het, in die kantoor daarso in Engeland, gesê, in die finance office. Hy het vir my een oggend gekom en gesê, hoorie Franco, ons weet nie mooi waar dit vandaan kom nie, maar ons het vanoggend so 'n breinkoevert in die mail gekry, wat sê vir Franco, en binne is die kontant gewees vir die res van jou Bybelskooljaar. En dit is dus absoluut amazing. Prys die Here. Prys die Here. Ja, absoluut verstaan. En so hy aan. Ek is totaal oortuig, solank ek op sy pad bly en volg en doen wat hy wil hê ek moet doen, sal hy voorsien vir wat ek nodig het. En dit is amazing. Dit is fantasties. Ek het toe ek die afgelope week of wat hierdie getuienis van Franco hoor, het ek nie 'n ander manier gesien om te benadruk wat Paulus vir ons sê nie. Die Here voorsien. Die Here dra ons. Hy wat jou roep, Franco, is getrou en hy sal dit doen. En vir elkeen van ons wat hier voor 'n Kersseisoen staan, voor 'n nuwe jaar binnekort, elkeen van julle wat vanoggend belydenis van geloof afgelê het, die Here sal voorsien. Die Here wat julle roep, is getrou.